So jy moet jou paai regmaak en jy voel die opsies wat op die mark is te lig gebou en hulle kan nie die mas omkom nie, nê. Okay, dan jy 'n jakkals nodig. Ek praat hier met Toy, hy gaan my gou meer vertel. Presies, wat gaan daai besigheid vir jou na die party te bring? Kom ons luister. Toy, lyk dit? Goed om jou, André. Nee, doodstil, rustig. Nou, hoekom bou jy nou 'n skraper? Wat is die rede gewees daarvoor? Man, ja, hoe kan ek sê, die skraper is nog altyd 'n droom vir my. Ek het as kind gelyk om ons nou maar die goedjies te steel. So, nou Maar jy het 'n padbouer gewees het. Nee, daarom nou nie heeltemal so nie, maar nou het ons 'n droom gerealiseer en ek moet vir jou sê die skraper is nogal 'n groot behoefte vir die Suid-Afrikaanse boere vandag. Ek meen ons soos almal weet, die paaie word nie geskraap en in stand gehou soos dit moet gedoen word nie. En ons het 'n gap gesien en ons probeer nou daai gap vul en probeer die boere help met wat hulle nodig het. Okay, nou verduidelik my gou vinnig, wat kry ek in hierdie skraper? Wat maak hom, moet jy sê uniek nie, maar toe jy nou regtig gaan dink om die skraper te bou, wat was daai een kernpunt wat jy hom nou aangevestig het? Okay, hy moet dit kan doen. Die grootste ding op 'n skraper wat ons gesien het is hy moet swaar wees. Ja. As jy nie 'n swaar genoeg skraper het nie, dan gaan hy nie die werk verrig wat jy Hy gaan wil net nie hê in nie, dis Hy dit. gaan nie in nie. Nou die ding is net almal het ook nie groot trekkers nie. Almal het klein van die ouens het dalk 'n kleiner trekkertjie wat 'n 75 kW is of so. Die skraper sal nog steeds gesleep word, maar jy gaan nie so swaar kan werk. Jy gaan nie sulke diepe bewerkings kan doen nie. Waar as jy weer oorgaan na 130 kW trekker toe, dan gaan jy baie meer reg kry met hierdie skraper. Hierdie skraper weeg net so oor die 3 ton. Ja. Hierdie balke is 'n 200 by 300 by 10 balk wat ons gebruik en ons het hierdie groot balke is vol konkreet gemaak om gewig by te sit. O, so hy het nog actually 'n konkreetbalkie in. Dis reg, ja. Okay, daai maak actually sin. En ek dink dit maak hom sommer sterker ook, nê. Nee. Dit maak hom sterker en alles, ja. Die ander ding wat ons toe nou gedoen het is, soos jy weet, is ons is baie erg oor ons silinders. Ons gebruik 'n welded silinder. Hier sal jy sien dis glad nie tie rod silinders of iets nie. Ja, nou wat is die verskil tussen 'n tie rod en 'n welded? Die tie rod silinders is mos daai met die 4 boutjies wat hier verbykom wat jy hom so na mekaar toe vas Ja. trek. Hierdie ene is aan mekaar geskroef en die onderkante is vasgeweld. So die durability van hierdie silinder is net baie meer. Hy's baie hoër druk wat hy kan hanteer. Hy kan baie meer stampe en stote hanteer. Ja, en ek meen dis mos net klippe en wat ook al, so hy doen nie heeltyd dit. Dis regtig 'n ongemaklike storie as jy veral klippe in 'n grondpad het, dan ruk hy die hele tyd en ons het net nie kans gesien om met tie rod silinders te werk nie. So ons het hierdie masjien gebou om te hou. Ons het hom nie gebou om hom die goedkoopste te maak nie, maar ons het hom gebou om hom die langste te laat hou. Okay, en ons gaan ek wil nou by die blade kom, nê. Nee. Kom ons kom net gou hier agter toe, nee, want ek sien julle het nou vir hom 'n stertjie aangesit. En ek sien hier's nog 'n silinder hier aan hierdie kant. Nou moet jy nou vir my verduidelik, hoe werk hierdie besigheid nou in terme van hoekom wil ek nou doen? Want as ek nou kan draai, dan kan hy bietjie jigga daar kant toe, nê. Nee. Hy kan bietjie jigga, ja. Die rede vir hierdie silinder is dat hy kante toe kan pivot. Hy kan tot op 'n 30 grade pivot, so as jy sê maar kontour wil regmaak, kan jy kontour regmaak. As jy langs die pad, jou pad is nou mooi geskraap, maar jy wil jou spoelslote waar die water moet loop wil maak, dan kan jy hom nou lekker skynstryk en jy kan daai slote maak, dan forceer jy die water waar om te loop. Hierdie gedeelte hier voor waar hier net voor op en af knak, dit is nou uit en uit maar net om jou diepte te beheer. As jy dit nie, jy kan dit gebruik, of ons het 'n ander opsie dat jy hom op die 3-punt kan sit en met die lift kan werk. Ja, in plaas van soos daai ene. Ja, hy hak direk daar vas, maar dan is dit nou as jy fynere werkies wil doen of as jy behoefte het om van die 3-punt af te werk, dan sit ons dit nou by. Maar die silinders en goeters is baie, jy kry hom regtig lekker fyn beheer en ja, dit is 'n eenvoudige ding. As jy nou wil ry tussen lande en hoog wil optel, die silinder gee vir jou genoeg grondvrye hoogte. So dan kan jy hom lekker hoog optel en Wie kan actually 'n kontour met hom ook skraap as ek kan ons die storie so kyk. Jy kan kontour maak met hom, ja. Ons sien. Okay, nou kom verduidelik my gou van die blade, want dit lyk daarom of julle daarom redelik as ek die storie so kyk, nê, het julle dan bietjie gedink hierso en hom ordentlik sterk gemaak. Ons het hom ordentlik sterk gemaak. Die voorste plate, die onderste lemme, dit word presies gebaseer op die mates van 'n gewone grader ook. Jy kan daai lemme wat op die graders is, kan jy net so opvat en hier sit. Ons het wel 'n wearplaat gevat en opgesit.
Dit werk vir ons so bietjie beter. Ons kan die materiaal van die plaat kan ons spek soos ons hom wil hê, of as iemand anders hom op 'n ander spek wil hê, kan ons hom so spek, maar dit werk net vir ons beter. En hierdie het julle hom geboks hier agter, wat gaan hier aan? Wat gebeur het, jy sal sien hierdie rips wat hier uitkom, dis direk geïntegreer met die voorkant op. Ja. So ons het genoeg rips om jou krag te gee in jou lem, so as jy groot volumes grond skuif, laat hy nie kan bakkel nie. So die hele ding het vorm een eenheid met die rips wat hier in die middel ook in is. Aha, ek hoor wat jy sê. So daarso, as jy nog so kan vat, dat jy die rips wat hom basies ondersteun. Dis reg. En okay, en dan jy het hom nou al 'n bietjie getoets en al die dinge werk uit daarom. Yes, Andre, ons het hierso die grondpaaie geskraap met hom. Ons het slote toegemaak. Ons het kontoure gewerk met hom. Ons het hom letterlik, toe die grondpad op sy slegste was, het ons hom gaan vat en ons het hom gaan probeer breek. Ons het hom eintlik gaan probeer verniel, as 'n mens dit so kan sê, en hy het heeltemal geslaag. Okay. Wat se sizes kry ek hom in? Ons het op die oomblik net hierdie 3.6 meter. Ons het dan 3 funksies wat ek net wil bysit. Ons het 3 hidroliese funksies. Ja. Dit is om hom te laat knak, laat hy optel en sak. Dis die pivot agter en dan kan jy die lem uit die kajuit uit ook beweeg in die rigting wat jy wil hê. So hy werk met 3 funksies, hidroliese funksies. Ons het ook agter het ons gewone hak, 'n raam wat jy jou neusgewigte kan ophak. Ja. Maar ons bied ook die opsie om 'n klipkrat daar vas te maak. Daai ene bou net af, bou die klipkrat op en dan kan jy nou klippe insit of klomp eisters wat jy op die plaas het wat los lê, net om gewig by te sit. Maar die skraper is klaar so swaar, dit is amper nie nodig nie. Okay. Ek soek 'n skraper, hoe maak ek? Kom mee in kontak. Jy kan my net bel of jy kan my WhatsApp. Die sein hierso is maar sleg, maar jy sal my altyd op 'n WhatsApp boodskap in die hande kry en ek sal die pryse en goed vir jou deurstuur en ons kan praat. Uitstekend. Toi, dankie baie. Ek like daai gebokste, geripte blytbesigheid, nê. Nee. En nou sê ek 'n bietjie jigga daar aan die agterkant ook. So jy kan nou presies gaan werk, presies soos jy hom wil hê. En die feit dat hulle konkrete in daai balk gegooi het, like dit. So, as jy 'n ordentlike, swaar skraper soek wat die job kan doen, chat met Toi. Ek het 'n feeling hulle het nogal 'n lekker ding hier beet. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.